Kom ons bid net saam, dankie onse Vader dat U hier is en dankie vir die voorreg wat ons gehad het, selfs net om in te kan kom in die teenwoordigheid. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Dankie Vader. Dankie Vader dat ons vrymoedigheid kan ingekom het. As gevolg van wat Jesus gedoen het aan die kruis. Dankie Vader. En dankie Heilige Gees dat U nou met ons gepraat. Ons stel onsself oop, help ons dat ons meer sal verstaan, Here. Meer sal verstaan wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Meer sal besef wat die nagmaal beteken. En laat dit 'n omwenteling in ons lewens gaan veroorsaak. Ek bid Vader dat ons die diepte van die nagmaal, dat ons sal dit begin begryp en in daai oorwinningslewe begin leef. Dankie Heilige Gees, kom praat met ons, kom breek die woord vir ons oop en help ons dat ons denke sal vernuwe. Dis ons gebed vanmôre, ons gebed in naam van Jesus Christus. Amen. Ek het met die hemelvaart het ek gesê dat dit was in Engels, ek dink nie almal het verstaan nie. Ek gaan dit weer sê. In die hemelvaart het ek net gesê, daar's 'n mense wat ek nie geken het of verstaan het nie. Toe ek nou 'n bietjie gaan oplees hoe belangrik is die hemelvaart, het dit net vir my oopgegaan, dit het vir my openbaring geword. En ek hoop vir u, as u nog nie bietjie nagelees het oor die hemelvaart, hoe belangrik dit was nie, gaan lees bietjie dit na. En ons as pastoor het besluit, ons sal volgende jaar al die gemeentes gaan saam 'n hemelvaartdiens hou. En terwyl ek nou vanoggend hier sit, toe dink ek die kerk gaan te klein wees vir dit. Ons gaan minstens 2 gemeentes moet merk om die mense te nooi vir hemelvaartdiens. Maar dis geweldig belangrik vir ons as Christene. En ek het dit nie so gehad nie. Toe die regering dit afstel, toe stel ek dit ook sommer af. En ek dink u ook. Moenie net na my so kyk nie. Ek dink u is een van hulle ook. Maar ons het dit sommer vergeet. Weet, die regering sê nie meer vakansiedag nie. En ons skuif dit weg. Ons kan nie. Dis een van die kernwaardes van ons as Christene. Hy het opgestaan en hy is in hemel toe. En daar sit hy as regter. Reg, en ek wil net terug gaan soontoe. En volgende gaan ons praat oor die nagmaal. En ek het net weer begin lees daaroor, navors. En daar's 'n dimensie daarin wat ek nie verstaan het nie. En ek sê nie ek verstaan dit al nie. Maar wat die Here besig is om oop te sluit vir my. En ek wil hierdie goed bietjie met u deel. En ek gaan nie alles kan deel, maar ek wil net daaraan vat. Maar dis geweldig belangrik dat ons verstaan waaroor gaan die nagmaal. Geweldig belangrik. Dis die kern van ons lewe. Gaan om dit. Sy geboorte, sy dood, sy opstanding en die hemelvaart. 3 kernwaarhede van 'n Christenslewe. Waarvan die nagmaal geweldig belangrik is. En ek gaan nie daar so baie goed. Paulus sê in 1 Korintiërs 11, ek gaan dit nie lees nie. 1 Korintiërs 11 sê, hy sê, luister, hierdie dinge het ek nie van Petrus gekry, of Johannes, Matteus, Lukas, of Markus nie. Hy sê ek het 'n openbaring van God self gekry, van Jesus self, van die nagmaal. Geweldig belangrik die nagmaal is. Hy sê, God het hierdie ding aan my openbaar, en dan deel hy daaroor. Ek dink wat belangrik, daar's 2 goed wat ek mee wil inleiding begin. Is baie interessant, luister mooi wat ek sê. Is baie interessant. Adam en Eva het alles verloor. Alles verloor deur wat hulle geëet het.
Jesus het kom betaal dat alles wat ons verloor het deur Adam en Eva, dat ons dit weer kan wen. Die brood wat ons weer eet. Dit klink eenvoudig, maar is geweldig, geweldig diep. Adam en Eva het geëet, en as gevolg van 'n eenvoudige eet, verloor hulle koninkryk en autoriteit. En ons kry dit terug, van ons weer eet, sy vlees, sy liggaam, dan nou word dit weer ons deel. Amazing. Amazing. Ek en jy is, al die mense op die aarde kom uit een bloedlyn uit, en dis uit die bloedlyn van Adam en Eva uit, en die bloed van Adam. Ons almal, kom ons bly, want ek dink daar's 'n skrif wat dit sê, in Handelinge, ons gaan gou na Handelinge toe, Handelinge 17. Handelinge 17 praat hy daarvan. Handelinge 17, en ek gaan nie alles lees nie, Handelinge 17, 26. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die aarde te woon. Uit een bloed uit. En ongelukkig as gevolg daarvan, het ons almal dieselfde siekte. Ons het die siekte geërf by Adam, en daai siekte is die siekte van die dood. Ewige dood. Jy is gebore met daai siekte. En daarom, ek het nou gepraat oor die liggaam, oor die vlees, die brood, as ons die brood eet, dan maak dit ons vry, en dit genees ons, en ons sal net daaroor praat. En die bloed, die enigste manier vir die bloed, vir ons, om ons daai siekte uit ons liggaam uit te kry, is wanneer ons daai bloed weer drink. Die bloed van Jesus Christus, en dan word die bloed van Christus ons deel. En hy was die bloed van Adam uit ons sisteem uit. Tja, amazing. Amazing. Reg, kom ons gaan na die Paasfees toe. Die instaan van die Paasfees, Exodus 12. Exodus 12, Exodus 12 stel Jesus die Paasfees in, en ek gaan dit nie lees nie, ek ken die geskiedenis. God sê vir Moses, van die mense uit Farao weier, en aan die 10de plaag sê God vir Moses, luister, dit kan jy gaan lees, 1-jarige ou lammetjie wat gevat moet word, bok of skaap, wat geslag moet word, en die bloed moet opgevang word. Die vleis, wat baie interessant is, baie spesifiek, ek gaan nou net vinnig oor dit. Hy sê oor die vleis, hy sê, vers 9 dink ek, sê, dit moet nie gekook word in water nie. Dit is baie goed vir ons boere. Hy moet nie gekook word in water nie, hy moet net so gebraai word en geëet word. En dan sê hy, die bloed moet opgevang word. Reg, ek wil gaan na vers 21 toe. Gaan lees 'n bietjie, weer net daai, ek wil nie sê storie, geskiedenis, gaan lees dit 'n bietjie, baie interessant. Ek is nou by vers 21. Exodus 12, 21. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep, en aan hulle gesê, kom stop net daar. Dit was hier die vrouens, nie vrouens gewees, dit was die manne gewees, die leiers van die volk. Hy het die manne geroep en gesê, luister, kom hier, ek wil vir julle opdrag gee. Luister die manne, ons speel 'n geweldig belangrike rol in jou gesin. Ek het nou nog nie die storie klaar gelees nie, maar manne moes hierdie goed gaan sê het en gedoen het.
En as hulle dit nie gedoen het nie, as hulle nie gehoorsaam was nie, het die dood ingetree in hulle familie. Dis hoe belangrike rol die man gehad het daai dag. Ek weet nie of daar Jode was wat sê, ag man, ek glo nie hierdie storie nie. Ek dink nie so nie, ek nou daaraan gedink. Ek dink nie daar was Jode wat dit nie gedoen het nie, omdat hulle die 9 plaae al reeds gesien het. En daarom dink ek, het hulle gedoen wat God gesê het. Maar vandag, manne, as God met jou praat, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou gesin. Al die manne sê, al die vrouens sê, amen, en kinders. Manne, ons speel God, dis God se plan. Dis hoe God werk. As die man nie gedoen het wat God gesê het nie, was daar dood in die huis. Reg. Kom ons begin weer. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee, vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die bodrempel. Is interessant, die Engels praat van lintel. Daar is nou nie, maar die bouers sal weet wat beteken lintel. Stryk dit aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Reg, en ek wil nou nie verder lees nie, maar wat baie interessant was, hulle moes die bloed op in 'n skotteltjie opvang en 'n hyssop bossie. Nou dis 'n algemene bossie wat in daai wêreld voorkom. Eenvoudige stupid bossie. Moes hulle gaan vat het, die bloed die bossie in die bloed sit en dan sal hulle gesprinkel het op die deurposte en dan aan die bokant ook. En dit het veroorsaak, as God gekom het en hy sien die bloed, dan het hy dan die verderwer verbygegaan. Party plekke praat hulle van die doodsengel het verbygegaan. En niemand het gesterf nie. Maar die geheim was, wanneer God die bloed gesien het, het die dood verbygegaan. Reg. Kom ons gaan na Johannes toe, Johannes 1. My kop hardloop wyd. Kom ons gaan na Johannes 1 toe. Dit was die Paasfees, die Paaslam. Ek gaan nou na die Nuwe Testament toe. Kom ons gaan die Johannes 1 lees, vers 29. Want ek wil nie baie praat vanoggend nie, want ek wil hê ons moet regtig fokus op die nagmaal. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Onthou die Jode moes 'n lammetjie sonder gebrek gevat het, geslag het 1 jaar oud, om gebraai het. En nou kom Johannes, nou sê, luister hier, onthou die lammetjie was net 'n voorbeeld, en ek kan nie terug gaan soontoe nie. Onthou, as 'n familie 'n sonde gehad het, dan moes hulle 'n lam vat na die hoofpriester toe, en hy het dit geoffer eenmal, een keer in teenwoordigheid in die allerheiligste gaan. Maar 'n familie moes 'n lammetjie vat sonder gebrek, en ek het dit al gesê, en ek moet net weer sê volgend. Sonder gebrek na die priester toe. Die priester het nie vir die familie gevra, luister nie, wat se sondes het jy nie. Die priester het gekyk na die lam. En as hy die lam gesien het, en het hom deurgegaan, en hy sien hy is perfek, dan sê hy, julle sondes vergewe. Met ander woorde, God die Vader het gekyk na die lam van God, en hy het gesê, ek's tevrede. En daarom is ons vry. En dis wat Johannes sê. Johannes sê, daar is die lam wat geslag gaan word. Kom ons kyk bietjie wat sê Paulus in 1 Korintiërs 5. 1 Korintiërs 5, vers 1 Korintiërs 5 vers 7b.
Kom ons lees maar julle 7. Hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuur is. Waar hy sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Jesus. My boetie en sussie, Jesus is ons paaslam. En dit wat in die Ou Testament gebeur was 'n voorbeeld van dit wat die ware Jakob, Jesus wat vir ons geslag sal word. Reg, nou wil ek gaan na 2 goed wat belangrik is by die Paasfees. Hulle moes die vleis gebraai het en dit geëet het. En die Bybel sê, in die tydperk daarna, was daar nooit iemand siek, in die tyd van wat hulle in die woestyn was nie. God het hulle in stand gehou, en baie kommentators sê, dit is as gevolg van die lam wat hulle geëet het, wat gebraai is vir hulle. En dit is hoe kom hulle trek dan na die nagmaal toe. Wanneer ek en jy die nagmaal eet, wanneer ons die liggaam eet van die lam, dan moet die manifestasie van sy koninkryk in ons liggame plaasvind. En almal sê, amen. Reg, Jesus se vlees en sy bloed. Daar's 2 dinge, 2 elemente wat ons vanmôre gaan geniet. Kom ons gaan ons gaan nie so toe gaan nie. As jy Jesaja 53 lees, ek gaan net vir jou goed lees, woorde wat daar staan, wat beteken wat verwys na ons vlees, na ons liggaam. Met ander woorde die krankhede, hoor jy die woorde? Daar's baie van 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hy het ons krankheid, as jy Jesaja gaan lees, Jesaja 53 vers 4 en 5 en 11, die volgende woorde, hy het ons krankhede op hom geneem, ons smarte, verdrukking het hy ervaar, hy is deurboor, hy is verbrysel, hy is gewond, hy het lyding deurgaan, en hy het al ons skuld gedra. Al hierdie goed verwys na wat sy liggaam ervaar het. En dis die goed waarvoor hy vir my en vir jou betaal het. Ons gaan dit lees. Reg, dan die bloed, die doel van die bloed is vir die vergewing, daar's meer as dit. Ek wil, as ek weer gaan deel, gaan 'n bietjie praat meer oor die bloed. Die funksie van die bloed, maar is baie vir my interessant geweest om te sien, daar's 3 vorme van sondes. Ons praat gewoonlik net van sondes, maar in Jesaja 53 praat hy van oortredinge, hy praat van sondes, en hy praat van ongeregtighede. Oortredinge, sondes en ongeregtighede. Ek gaan vir jou voorbeelde gee, en dit was my goed toe ek dit lees. Oortreding beteken rebellie. Ja, nou praat ek nie met julle wat in die kerk is nie, maar die ouens wat vir môre nie hier is nie. Wanneer ons rebellie in ons hart het, dis oortreding, om weg te breek van die autoriteit van God. Rebellie, my eie ding doen. En toe ek dit lees, sê ek, ja Here, eina. Reg, dan is sondes, dis oortreding. Sondes weet ons, dis om die merk te mis. In Jakobus 4 praat hy van, as ons selfs weet om goed te doen en dit nie doen nie, is dit sondes. Reg, en dan ongeregtighede, dit was net so skok toe ek dit lees. Ongeregtighede, Engelse woord iniquities, transgressions, sin en iniquities. Ongeregtighede is bose gedagtes en dade. Perversiteit. Distortion, ekskuus vir die Engelse woord. En crooked behavior, ons gedrag wat nie goed is nie. Reg, nou dis die woord vir ongeregtighede.
En toe ek hierdie goed lees, toe sê ek, dankie Here, dis ingesluit in die prys. Sondes klink baie maklik, maar as hy praat van 'n rebellie, perversiteit, bose gedagtes en bose dade, distortion, verwronge gedagtes en dade, dan sê hy vanmôre, Chris, ek het betaal daarvoor, aan die kruis. En daarom toe hy gesê, dit is volbring, vanmôre verstaan baie meer as wat dit beteken, daai woord, dit is volbring. My broer en sussie, maak nie saak wat se sonde jy het nie. Hy het betaal daarvoor. Maak nie saak wat se krankhede, smarte, pyn, ongemak jy en ek beleef nie. Hy het betaal daarvoor. Kom ons lees nog een skrifgedeelte en dan gaan ons na Korintiërs 11 toe gaan. Kom ons lees gou Openbaring 12. Openbaring 12. Terwille van Gerard, dis die laaste boek in die Bybel. Heel agter Gerard. Openbaring 12 vers 11. Ja, hierdie skrif is net amazing. Openbaring 12 vers 11 lees as volg. Hy sê, en hulle het hom, van wie praat hy hier? Hulle is ons. En hom is die vyand, die duiwel. En ons, met ander woorde, en hulle is ons, en ons het hom die duiwel oorwin, deur wat? Deur die bloed van die lam. Wanneer ons die bloed neem, dan is daar oorwinning oor elke aanval van die vyand. Wat 'n maniere val hy ons aan, ons gedagtes, maar hy val ons aan veral met siektes in ons liggame. Siektes kom nie van God nie, siektes kom van die duiwel. Nou is ek op dun ys. Siektes kom van die duiwel. En baie keer, luister mooi, baie keer is dit bonatuurlik. Jesus het baie siektes genees deur 'n gees aan te spreek. Baie keer het ons siektes wat nie as gevolg van 'n fisiese toestand is nie, maar dit is 'n gees. En dan kon ons hulle nie met medisyne regmaak nie. Ons het bonatuurlike krag nodig om ontslae te raak van daai ding. Amen. Maar dit is sin wat ek sê. Reg. Ons gaan weer terug na die Bybel toe. En hulle het hom oorwin. Wat beteken oorwin? Jy is nie besig in 'n skaakstel nie. Dis nie 'n skaakspeletjie waarvan hy praat nie. Hy praat van 'n oorlog. Amen. Ek en jy weet ons is in 'n oorlog. En hy sê ons het oorwen. Ek het kom ons lees eens klaar. Dan gaan ek terug aan oorlog toe. Hy sê en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Raai wat, ek was in die oorlog gewees en 'n paar manne wat hier is was saam met my. Daar's een ding wat hulle vir ons gewaarborg het. Hulle het ons gewaarborg, hulle weet nie of ons lewendig sal terugkom nie. Hulle het ook gesê, hulle weet nie of ons heel gaan terugkom nie. Dit was 'n ding wat hulle kon nie waarborg dat ons nie sou sterf nie. As jy in 'n oorlog ingaan, is dit soms die prys wat jy betaal is jou lewe. En dis waarvan hy skryf vir Johannes. Sjoe. Ek as soldaat, ek was 8 maande op die grens. Daar's een ding wat hulle ons gedrill het in die weermag, gehoorsaam, gehoorsaam, gehoorsaam. Maak nie saak wat jy sien, voel en ervaar nie. As hulle skreeu hol, dan hol jy. As hulle skreeu skiet, dan skiet jy. Want jou lewe hang daarvan af. Maar gehoorsaamheid was die ding wat hulle ingedrill het in ons.
En dis wat hy sê, al kos dit jou lewe, my boetie en sussie, God wil hê ons moet gehoorsaam wees. Eina. Tot die dood toe. Ons doen dit, ons verklaar om ons geld opneem. Dan sê ons, Here, ek sê u gehoorsaam wees. Ek en jy is in 'n oorlog. En as dit ons lewe kos, prys die Here daarvoor. Dit is maklik vir my om dit vandag te sê, maar dis wat hier staan. Hy sê, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Reg, ons gaan terug na die eerste gedeelte. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. As ek en jy die bloed gaan drink vanmôre, dan sê ons dankie vir die bloed, wat my reinig vir al my sondes, ongeregtighede en oortredinge. Dan die tweede gedeelte, hy sê, en deur die woord van hulle getuienis. 'n Beter vertaling sê, en die woord van hulle belydenis. Nou, belydenis is om te sê, om te sê wat ander sê of geskryf het. 'n Belydenis, en wat hy hiervan praat is, om te sê wat die woord sê. Dis waarvan hy praat. My getuienis is om te sê, Jesus, maar u bloed het gedoen. Hy praat in besonder hier oor die bloed. Met ander woorde, en dis wat ek volgende keer met u gaan deel. Wat doen die bloed vir ons? Daar is 7 goed wat die woord sê die bloed vir ons doen. Daar is een byvoorbeeld, wat ek vinnig gaan noem. Hy gee vir ons lewe. Wanneer ons die bloed drink, dan sê ons, dankie Here, u gee vir my lewe en lewe in oorvloed. Hy beskerm ons. Reg, daar's 'n klomp goed. Volgende keer gaan ek met u deel. Maar dis om te bely, ons woord van ons getuienis, hy praat daarvan. Laat jy sal sê wat die bloed sê, wat die woord sê van die bloed. Nie wat ek voel of ervaar en sien nie. Here, u sê in die woord, dis wat u bloed gaan doen. Vanmôre as ek u bloed drink, dankie dat u bloed hier dinge doen in my liggaam. Amen. En ek gaan volgende week daaroor praat. Laat ek afsluit. Kom ons gaan na Korintiërs 11 toe. Jene. Daar's nog 2 skrifte. Kom ons gaan eers na 1 Korintiërs 11, wat oor die nagmaal gaan. En ek wil nie ook nie in diepte dit lees nie, ek wil net vat in die eerste versie, was vir my baie, of 1 versie, of 2 versies wat vir my baie goed is. 1 Korintiërs 11 vers 24. 1 Korintiërs 11 24, hy sê, en nadat hy gedank het, het hy die beker geneem, het hy dit gebreek en gesê, dis die brood. En luister mooi wat hy sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Sy liggaam is gebreek vir ons, sodat ons heel kan wees. Hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daai drink, tot my gedagtenis. So dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Maar met ander woorde, as ek en jy die nagmaal gaan neem, dan het ons hom 'n gedagte hê. Wat is die gedagte? Hy het die volle prys betaal. Dis die gedagte. Hy het die volle prys betaal in my plek. So as my ongeregtighede, en ek kan nie uitbrei nie, my ongeregtighede het hy gevat. My sondes het hy gevat. My oortreding het hy gevat. En hy gee my sy geregtigheid. En wanneer God die Vader na my kyk, dan sien hy my rein, heilig. Kom ons blaai daai laaste skrif in 1 Petrus 2, vers 24. Daar was net 'n ding wat nuut was vir my toe ek bietjie gelees het.
vers 24, 1 Petrus 2, 24. 1 Petrus 2, 24, hy sê, wat selfs ons sonde in sy liggaam, pragtig gesê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Al my sondes, ongeregtighede, oortreding, my rebellie, my boosheid te gedra, sodat ons die sonde kan afsterf en vir die geregtigheid lewe. En dan die volgende, deur wie se wonde julle genees is. Wat interessant is, die woord is eintlik nie wonde nie. Die Testament trouwens is Hebreëus, Grieks, ekskuus, amper praat ek Hebreëus. Reg. Hy sê deur wie se, eintlik staan daar, deur wie se wond julle genees is. Die Griekse woord is molopie. Molopie is 'n enkelvoud. Dit beteken eintlik deur wie se wond. Hoekom dit staan in 'n enkelvoud en nie meervoud wonde nie, is onthou julle, ek het julle foto gewys waar Jesus gegeesel is. Die rede hoekom hulle die enkelvoud daar gebruik, luister mooi, hoekom sê hulle dit, is wanneer daar geen vel oor is op sy liggaam waar hom geslaan het nie. Dan gebruik hulle dis een wond wat hy gehad het. Dis hoekom hulle die enkelvoud daar gebruik het. En dan sy liggaam is verbrysel, my boetie en sussie, sodat ek en jy heel kan wees. Amen. Voordat ons die nagmaal wil gebruik, hierdie ding het my lewe verander. Ek en my vrou gaan nagmaal gebruik soveel as moontlik. As jy gaan lees in die Handelinge, Handelinge 2, hulle sê, hy het van huis tot huis gegaan. Hy praat nie van om preke te hoor nie, hy het van huis tot huis gegaan en die brood gebreek. Ek wil hê, ons gemeente moet uitstaan vir 2 dinge. To be Christ-like. My gebed vir elkeen van u is, vir myself, dat mense Jesus in ons lewe sal sien. Nommer 2, dat ons aan mekaar die nagmaal sal gebruik. Jesus sê in 1 Korintiërs, ek gaan dit nie lees nie, want dan gaan my vrou my raas. Jesus sê daar, so dikwels as wat julle kan. Nie so min as moontlik nie, so dikwels as wat julle kan. Neem die brood en die beker. En dit herinner ons wat hy betaal vir ons. Amen. My boetie en sussie, ek wil u aanmoedig, so dikwels as wat jy kan. Neem die beker en neem die brood. Daar's krag. Daar's krag, wonderwerkende krag in die bloed en in die brood. Amen. In plain Afrikaans, ons kan ons, soos wat Adam Eva ons in die sonde ingeëet het, kan ons gesond eet en drink. Ek glo dit met my hele hart. Ons bid saam. Dankie Jesus. Dankie dat U die volle prys betaal het. U is die lam geslag vir ons. Die perfekte lam. Geslag. Die volle prys betaal het. Nie net vir ons sonde vergifnis nie, oortreding, ongeregtigheid nie, maar ook vir ons genesing. En daarom vanmôre, Jesus, as ons die liggaam gaan eet, en as ons die liggaam, die bloed gaan drink, dan verklaar ons die manifestasie van U koninkryk in ons liggame.
Ons is uitverkoop deur U van die koninkryk van die duisternis. En die vyand, die duiwel, het geen reg op ons liggame, op ons siel nie, geen reg nie. En daarom vanmôre, as ons gaan eet en drink, verklaar ons wonderwerke gaan plaasvind. Genesings gaan plaasvind. Vrymaking gaan plaasvind. In Jesus se naam. Dis waarvoor hy gesterf het. En ons dank en eer U vir die voorreg wat ons het, om te mag eet en drink. In Jesus se naam. In Jesus se naam dank ons U. Amen. Amen.